Goeiemôre. Yes, Christophe, ik kan weer proberen. Goeiemôre gemeente. Is dat zachtjes praat? Goeiemôre gemeente. Die seentjie vra ons vir sy ma, hoekom moet ons in die kerk sag praat? Toe sê sy ma, sodat die ouderlinge nie kan wakker word. Ja, dit is baie dankie, dit is so lekker feestlik, dit is so lekker ontspanning. Die Here is vir ons baie goed met die wonderlike weer wat ons het. Dit is net jammer die reën, die bly nog bietjie uit. Maar ons wil regtig waar sommer net sê, dit is lekker om so saam met julle hier in die huis van die Here gewees. Nou nie juis die huis van die Here is onsself, maar kom ons sê, dit is lekker om saam met u hier by mekaar te kan wees met die een groot rede, en dis om die Here te kom aanbid. So ons wil regtig van almal van u sê, jy is baie welkom hier, en mag die Here dit ook dan bevestig, dat het vir jou lekker ontspanne, liefdevol en 'n genadige atmosfeer is. Ons gaan vanoggend ook 'n baie besonderse diens hê. Ek glo dat u dit ook baie intens gaan beleef, en ek wil ook vir u vra dat as u terugvoer daaroor wil gee, kan u dit gee. Ek doen dit nie, en geen preek is vir die predikant nie, maar dit is 'n baie besonderse boodskap, wat ek in my lewe nog nooit gehoor het nie, en ek gaan dit met u deel vanoggend, en mag die Here dit ook vir u regtig inspireer en vir jou vanoggend daarmee aanraak. Ek wil ook sommer net van my kant af sê, hier is heel wat afkondigings. Daar is bijvoorbeeld 'n afkondiging wat sê, as jy graag nog op die vrouekamp wil gaan, dan het jy nog kans tot vanoggend toe. Judy, daar by die kerkkantoor, daar sit nou Judy, ek kan maar net asseblief die name vir haar gee. Ons beleef so 'n bietjie 'n moeilike fase, in die sin dat ons jeugkamp moes afspeel, daarmee het ons so R5,000 skade gehad, dat ons moes die terrein betaal. Dis billik, dis reg, ons is nie kwaad vir die eienaars van die plek nie, maar hierdie Sondag, of Eto Kams, nou vir die gesinskamp, of die vrouekamp, en kom ons help mekaar. Ons het 'n spreker, baie kundige spreker, en dit is dan eerskomende naweek, en al die besonderhede is op die afkondigings. Dan die 10de Maart, dis nou die naweek, volgende naweek, en nou wil ek vir die regtig vra, ons moet mekaar help hiermee, want daarin is daar ook 'n getuienis. En dit is dat Oscar Ehrensberger tree die naweek van die 10de Maart hier op, die oggend 9uur, maar ook die aand 6uur. So as we regtig vir die vra, asseblief, omwonend by, dis terwille van die geestelike stimulasie en die geestelike groei en jou geestelike versorging, so ons wil regtig vir die vra, moenie dit mis. En dan verder, dink ek wat belangrik is, ons het 'n klomp sake onder lief en leed. En ek noem het maar so hier en daar, Helen Liebenberg is nog in die hospitaal, met dreineringspype, het die hematoom ontwikkel, nadat hy in die Kaap geopereer is. Gaan die hele ons met 2 ouens in die Kaap laat weet, dit kan nie. Maar hy is in die Kaap geopereer vir Lindenberg en toe nog komplikasies, maar hulle het hom gehelp en dit gaan met hom baie beter. En dan het ons daar in die middel Annette en Henry, hulle is liewe ouma en oupa, hulle dogter Amelia wat hier op die land goed woon, was 10 jaar lang kinderloos, was verskriklik baie gebid vir haar en vir haar man Dani, en hulle dogtertjie Amelie is hier die afgelope week gebore, en ek kan net dink wat is daar die vreugde. En dan wil ons ook bid vir Elna Morgenrood na haar rugoperasie, vir Lien Kolber, wie sy broer baie ernstig siek is daar in Nigel, Judy Habergas, sy man Fanny, daar agter sit hy, sy ma wat by hom woon, het geval, rib gebreek, sy is al reeds 85 jaar oud, en sy het ook 'n rugwervel beseer, hulle moes haar by die ambulanshospitaal toe neem, sy sterkte weer tuis aan, maar Fanny, baie sterkte vir julle, dis dinge hierdie wat ou se hele lewe eintlik beïnvloed, en wat 'n mens kan omvergooi. Dan 2 van ons nuwe lidmate, Anja en Quentin Williams, hulle het 'n baba dogterryker geword die afgelope week. Santjie Klein, nog 'n ouma, Santjie, steek maar hand op. Jy sit ons eintlik by die daar by Annette sit, die oumas wil nou by mekaar sit. Maar Santjie Klein, daar is by hulle ook 'n klein seun gebore, so ook baie geluk daarmee. En dan hoor ons Koos wel, een van ons geestelike leiers is 'n bietjie oulik. Koos sit 'n bietjie met sy gesondheid, so ek wil ook vir die vra, of ek wil eintlik dankie sê vir die gelowiges wat rondom Koos hulle woon. Dankie dat julle vir hulle versorg en ondersteun. Ag, en dat ons hartseer. Ons het nou net gehoor dat klein Liam de Tooy is die seentjie van Andre en Liesel de Tooy.
Die makker het op sy pa se stilstaande bakkie se dak geklim en daar afgeval. En hy word nou geopereer, want hy het sy arm baie sleg in die pols gebreek. Ag, en hy is baie lief vir ons, so onthou nou dat jy asseblief vir Liam de Tooi, dat ons regtig ook vir hom moet beloon. Ek kan myself net imposeer hoe sleg dit is. Ek dink dis al, die dames, julle het 'n afspraak, dat die van die wat dan gaan kamp, kom dan môre aand 6 uur by mekaar hier in die konsistorie, en dan wil net enkele praktiese reëlings met julle tref. Ek dink dis al rondvol, ek weet nie dat iets belangrik is wat ons uitgelaat het nie, maar sit maar net so baie dan. Geliefdes, kom, ons gaan nou die Here loof en eer met 'n paar hofsange, en die gaan dit op die bord sien. Ek wil tog vir die kinders vra, wil jy nie bietjie uitkom en die voor by ons kom sit, want ons gaan 'n kindermedley sing. Liedjies wat julle baie goed ken. Kom, julle is mos nie bang nie, en julle is mos deel van Gaas, kom. Van die jury is daar nog nie lekkers. Hulle het lanklaas in die kerk nog nie lekkers gekry. Kom, sit julle almal hier voor by my, en dan gaan ons 'n heerlike paar kinderliedjies sing, en julle gaan dit saam met ons geniet. Daar sê, mooi. Sit so dat julle daarom op die bord kan kyk, hoor, op die skerm kan kyk. Op wie dit sit so dat julle so toe kan. Dan kan ons op daai skerm. Dan sing julle sommer lekker saam met ons. Sit so goed, sit so. Das. Kom, sit saam. Oupa kan ook 'n stokkie lekker. Johan skets op de saam daar die ons. Das. Mooi. Julle moet daai woord op daai bord kan sien, hoor. Nee, dan ons gaan eers sit, maar lekker goed kry. Nee, eers sit, maar dis nou so gesing. Das. Weet jy, ek wil graag vir ons doopouers vanoggend hier verwelkom. Hulle is elke Sondag by ons, maar ek wil regtig vir Annelie en vir Gerrit lig moet sê, dis vir ons 'n groot voorreg om julle hier te kan hê met Milan wat vanoggend gedoop word, maar ook dan so vir die oumas en die oupas. Ek het al hier op die papier ouma Bets daar van Parys en ouma Elmarie van Pretoria en oupa Johnny en Rina daar van der Wynpark. Ons wil vir julle sê, oupa Johnny, is dit jy? Ja, is baie welkom. So baie welkom. Ek wil die erediens begin, ons het dit vroeër, begin met die geloofsbelijdenis, maar vanoggend wil ons het begin met 3 of wat verse uit Johannes hoofstuk 15. En het gaan hier om die liefde. Nou mense, dis 'n onderwerp wat ons al poeier getrap het, maar kom ons luister na wat sê hierdie gedeelte. Die opskrif hier is, julle moet mekaar lief hê. En dan sê die Here Jesus self, soos die Vader my liefhet. Kyk net 'n bietjie daardie band. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly, as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, en in sy liefde bly. Dit is ek, of dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle, luister mooi, moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Geliefdes, ek dink dit is baie duidelik. Die Here Jesus stel vir ons 'n voorbeeld. Hy sê, soos die Vader my lief het ek julle lief. En soos wat ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons wil U vanoggend kom loof, ook met ons sang, ook met ons lied. Ons wil U kom loof met ons monde, met ons lippe, maar ook met ons hele hart en met ons hele wese. Want Vader, U is die een wat vir ons eerste lief gehad het. U het vir ons lief gehad toe ons eintlik nog U vyande was. Maar U het die Here Jesus Christus gestuur om vir ons sondes te kom betaal en om ons te kom verlos uit die mag van die bose. Daarom, Here Jesus, wil ons vir U dankie sê dat U ons liefhet, soos wat die Vader U liefhet. En dankie dat U dan vanoggend vir ons kom sê, julle is hier by mekaar en wat ek van julle vra is om mekaar
lief te hê, soos ek julle lief het. Here, ons bid, dat U regtig waar ook dan vir ons daarin sal seën. Ons kan nie ons eie lief hê nie, ons het dit nie van binne nie, maar as U dit vir ons gee van bo, dan kan ons lief hê, soos wat U dit van ons verwag. En Here, ons bid dan, soos wat U self gesê het, waar daar liefde is, waar daar deernis is, daar is God die Here. En dan bid ons dat U ook vandag hier sal wees, ook in die manier waarop ons mekaar lief het. Vader, seën ons nou met U wonderlike genade, seën vir ons met U vrede, maar veral, seën ons vanoggend met U liefde. Amen. Kom, gemeente, ons sing hierdie paar liedere lekker saam met ons kinders, en ons wil hulle oorsing, so julle moet sommer baie, baie lekker saam sing, hoor. Daar is ons het koppieskerp, He's got the whole world in His hands, en dan gaan ons daarvan oor na Here Jesus, ek is klein, en dan ook die ek is so bly, ek behoort aan Jesus. Kom ons sing daai liedere lekker saam, kom ons staan. Kom ons gaan nog twee liedere saam sing, maar kom ons bid eers saam. Dierbare Here, dit is so wonderlik om sommer net 'n slag te vergeet van alles wat in die koerante gebeur en alles wat ons kwel en alles wat vir ons bekommerd maak. Ons weet ook, Here, daar's 'n klomp goed wat vir ons hartseer het en wat vir ons sommer net demp in hierdie lewe. Maar ons wil vanoggend vir U kom dankie sê, Vader, Seun en Heilige Gees, dat ons na U toe kan kom en dat ons kan sing, He's got the whole world in His hands. Jy het vanoggend ook daar in ons storie het met ons gepraat en gesê, gee jou lewe vir die Here en werk en leef rustig voort. Ag Here, gee vir ons weer daardie vertroue in U, sodat ons met krag en met motivering op hierdie aarde kan leef. Hoor ons dit ook, Here, as ons verder sing.
Baie dankie, kom ons sê. Dankie kinders, en dankie na lekker die kry. En dan kan julle na die kinderkerk gaan as julle wil. Ons gaan vanoggend ook hier na baie interessante video kyk. So dis julle keuse of julle wil gaan of nie. Geliefdes, kom ons maak ons Bybels oop by Jesegiel 16. Jesegiel hoofstuk 16. En ons gaan daar lees eers van vers 1 tot by vers 9. Vers 1 tot by vers 9, Jesegiel 16. Dis 874, bladsy 874 in die Ou Testament. In die middel is Psalms, en dan verder so 'n bietjie meer na regs na die Nuwe Testament se kant toe. As ek dan en ons lees vanaf vers 1 af. Die staat geskryf, Jerusalem het hom eerloos gedra. Ek gaan nie vanoggend by daardie verset kom nie. Ek wil sommer net vir u sê dat hierdie woord is eintlik 'n nuwe woord. Ek het verlede maandag aand regtig voor die Here gaan stil word en toe kom ek op hierdie hoofstuk af wat ek wel onderstreep het. Maar ek kan nie onthou of kon nie onthou wat in hierdie hoofstuk geskryf staan. En toe ek later die aand met Oom Benny Stander, wat ons dikwels hier preek, toe ek met Oom Benny Stander praat, toe sê hy my nog nooit in sy lewe van die hoofstuk gehoor nie. Hy self ken dit ook nie. So hier wil ek vir u sê, gaan ons vanoggend met iets nuuts te doen kry. Ek lees vanaf vers 1. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, sê vir Jerusalem, wat se afskuwelike dinge hy gedoen het. Jy moet sê, so sê die Here my God vir Jerusalem. Kanaan is die land van jou herkoms en jou geboorte. Jou pa was 'n Amoriet en jou ma 'n Hetiet. Toe jy gebore is, in die agtergrond moet jy baie mooi nou verstaan. Toe jy gebore is jou naelstring nie afgesny nie. Jy is, en dis baie belangrike woorde, nie gebad nie. Nie met sout ingevryf nie en nie in doeke toegedraai nie. Niemand was oor jou besorg of het soveel vir jou oorgehad dat hy een van die dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afskuw behandel en in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is. Dit sê die Here om sekerlik vir Israel te laat verstaan dat Israel geen waarde gehad het toe God hom oor Israel ontferm het. Israel het geen meriete gehad. Nooit kon Israel opstaan en sê, kyk hoe belangrik was ons, en daarom het u dit en dat vir ons gedoen. Ek lees verder. Toe het ek verbygekom en jou in jou bloed sien spartel. Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef. Ja, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef, groei. Ek het jou soos 'n veldplant laat groei. En jy het gegroei en groot geword. Jy het 'n pragtige meisie geword. Jou borste het styf geword en jou hare lank. Maar jy was kaal. Jy het nie klere gehad nie. Weer die woorde, toe ek by jou verbykom en sien dat jy volwasse begin word, het ek jou onder my sorg geneem en vir jou klere aangetrek. Luister hierdie woorde. Ek het my met 'n eed aan jou verbind en met jou 'n verbond aangegaan. Dis verbondstaal, dis
Godstaal, dis skriftaal. Hy sê, ek lees dit weer, ek het my met die eed aan jou verbind en met jou 'n verbond aangegaan, sê die Here my God, jy het myne geword. En dan hierdie woorde wat weer na vore kom, ek het jou gebad. Ek sal later weer lees. Ek het jou gebad. Nou geliefdes, ek wil vir u vra dat u vir 'n oomblik na 'n videoklip sal kyk. Ons gaan dit later weer kyk, maar ek vra absolute stilte. En dat jy kyk en sien wat hierdie tema rondom bad, want dis ons tema vanoggend kom, bad jou in God se reinigingsbad. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie videoklip.
sommer vir jou vra, wat het jy beleef toe jy dit sien? Wat het jou opgeval? Wat het jou getref? Weet jy, iets wat 'n mens miskyk, wat ek persoonlik misgekyk het, toe Christine, jy kom aan van Christine, hoor. Jy kom aan. Weet jy wat sien 'n mens in hierdie gedeelte raak? In vers 4 vertel God dat niemand Israel gebad het. Maar in vers 9 kom vertelling dat hy vir Israel, terwyl hulle nog in hulle bloed gelê spartel het hy Israel kom bad. En as 'n mens in die tema ingaan in die Bybel oor bad, dan kom 'n mens agter dat om jou te bad niemand net beteken om jou liggaam skoon te maak. Maar is daar kort ook 'n geestelike dimensie, is daar ook 'n reinigingsdimensie aan verbonde. As 'n mens beweeg na die reinigingswette, byvoorbeeld in Levitikus 14:15, dan staan daar tientalle kere binne 'n bepaalde konteks dat 'n mens jou klere moet was en dat jy jou moet bad. En dit gebeur wanneer 'n mens wanneer 'n mens uit jou geslagsdele sekere vloeistowwe vrylaat, sê die Here, jy moet jou klere gaan uittrek en jy moet jou gaan bad en jy moet jou vir die priester kom wys sodat hy vir jou voor God rein kan verklaar. As 'n mens byvoorbeeld beweeg na 1 Samuel 2 en daar geskryf staan van Batsheba, waar sy gebad het op haar dakstoep en Dawid vir haar gekyk het, dan staan daar eers by vers 2 dat sy het haar gebad en dan in vers 4 kom jy agter, dit was nie net 'n gewone bad nie, maar dan staan daar geskryf in vers 4 dat sy gebad het, haar reinigingsbad, nadat sy dan ook gemenstrueer het. So ook in daardie konteks kom 'n mens agter dat om jou te bad beteken inderdaad om jou liggaam skoon te kry, maar dit het te doen met reiniging, dit het te doen met verlossing, dit het te doen met vryspraak, dit het te doen met 'n nuwe vars begin. En as 'n mens dan beweeg na 2 Konings 5, dan het ons daar te doen met 'n profeet of 'n koning Naaman wat na 'n profeet toe gaan want hy's melaats. Hy's vol van melaatsheid. En as hy vir Elisa vra wat moet hy doen om hom te reinig en gesond te word, dan sê Elisa vir hom, gaan bad jou 7 keer in die Jordaan. Dan is hierdie koning Naaman, is hy geïrriteerd. Want sê, ek kon mos maar myself in my eie land se riviere gaan bad het. Maar einde ten laaste dan gaan bad Naaman hom 7 keer in die Jordaan, sonder om werklik te besef dat hy hom 7 keer voor God reinig. En as hy in die water uitkom en weer by Elisa aankom, dan staan daar geskryf dat hy 'n vel het soos 'n pasgebore baba. So het God hom gereinig. En sy getuienis is dan nie dat die Jordaanrivier
die magic het nie, maar sy getuienis is, dat daar is geen ander God, behalwe die God van Israel. Hoor u die bad voor die Here, hoor u die reiniging voor die Here. In die Nuwe Testament, in Johannes 5, kom die Here Jesus by die bad van Bethesda, en daar lê 'n man al 38 jaar. En hy moet ook gebad word, om gereinig te kan word, en om gesond te kan word. Maar hy kry dit nie betyds reg, om in die water te kom, sodra die engel dan hier die water geroer het nie. En dan daar by die bad van Bethesda, dan kom die Here Jesus, en hy reinig hom, en hy genees hom. In Johannes 9, kry ons te doen met 'n persoon wat blind is. En die Here Jesus keer hom voor, het met hom te doen, hy spieg op die grond, en hy maak vir hom klei, en hy smeer dit aan sy oë, en dan sê hy vir die man, luister mooi weer, gaan bad jou, in die bad van Siloam. So geliefdes, kom ons sê gou vir mekaar, dit lyk asof daar in die Bybel 'n baie sterk verband is tussen jou fisiese bad en ook jou geestelike reiniging. En nou kan ek vanoggend vir u sê, ek kon dit ook agterkom vanoggend uit Fritz se gedeelte wat in ons storie gelees het, kan 'n mens ook agterkom dat daar in jou en in my liggaam, of in ons siel, of in ons emosies, dat daar 'n geweldige klomp spanning is. En dat daar 'n geweldige klomp frustrasies opgebou is. En dat ons sit met allerhande vrese. En ons siege en ook ons emosies word feitelik elke oggend of dag toets met dit wat om ons gebeur en wat ook in ons land gebeur. En of ek en jy dit wil weet of nie, hierdie goed het 'n impak op ons. En dit bepaal ons gedragspatrone. En as 'n man en vrou mettertyd en geleidelik nie meer met mekaar mooi is of met mekaar sag is nie, dan moet ons weet dit het ook te doen met die invloede van die leefwêreld waarin ons beweeg. Want alles is nie net rustig en kalm soos op 'n Sondagoggend as ons opstaan nie, maar hierdie goed bou op en voor jy jou kon kry, het jy heel moontlik in die huwelik mekaar te lyf gegaan, sonder dat jy besef het wat jy doen. En omdat ek en jy emosionele wesens is, mense is met 'n siege, wil ek vandag vir jou vra, wil jy dit nie vanoggend waag om in die reinigingsbad van die Here Jesus of van God in te stap nie? Ek weet ons vrouens, julle is experts as dit kom by bad. Ek kan onthou toe ons so klein seentjies was, het ons nie graag in ons pa se bad gebad nie, maar as my ma klaar gebad het, dan wil ons in haar bad gaan bad. Want haar water was sag, en dit het lekker geruik, en dit het jou vel so anders laat voel. Nou wil ek vanoggend vir jou vra, wil jy nie jou oë toemaak en saam met my instap in hierdie reinigingsbad van God nie? Maak my jou oë toe. Kom ek neem jou vanoggend in die naam van die Here in jou eie badkamer in. Kom ek vra vir jou om 'n bietjie die deur agter jou te sluit. Dis baie dikwels die enigste vertrek in 'n huis waar of 'n pa of 'n ma alleen is. Maar ek wil jou vra, sluit 'n bietjie daai deur. En skep vir jou stilte en skep vir jou ruimte. En raak 'n bietjie bewus ook van jouself. Raak 'n bietjie bewus van al die emosies wat daar aan jou aangepak sit.
Ek wil jou vra, raak 'n bietjie bewus van die rustige atmosfeer om jou. En van die reuk van warm water en heerlike kruie en selfs lyfolies wat in hierdie bad is. Raak net 'n bietjie stil en raak bewus van God se teenwoordigheid. Raak 'n bietjie bewus daarvan. Ek weet iemand het die afgelope week vir my e-pos gestuur en gesê, hoe word 'n mens stil voor die Here? Want geliefdes, ons jaag en ons het soveel geraas in ons kop. Maar kom ons stap in hierdie genadepad van die Here in. Ek wil vir jou vra om ook jou klere stuk vir stuk uit te trek. As 'n simbool van al hierdie spanninge wat jy ronddra, as 'n simbool van jou seer, jou pyn. Want dit is ons baie keer so dat mense buitekant dink alles is goed, maar ag, ons kry maar swaar. Maar ek ook jou klere uittrek en jou voor die Here eintlik ontbloot. Al die verwyte, al die kommer, trek dit uit, soos wat daar in Levitikus dan staan. Trek jou klere uit, was dit. Met ander woorde, raak ontslae van hierdie laste en hierdie pyne. Nou wil ek vir jou vra, kom klim in hierdie lekker ruik bad van God se genade. Kom, beleef die teenwoordigheid van die Here. Beleef die sagtheid van sy liefde. Beleef sy genade vir jou as hy jou ontvang soos 'n baba en hy jou versorg en hy vir jou afspoel en hy vir jou was. Al die vuil van jou af, al die verwyte, al die kommer, al die spanning. Laat die Here toe om jou vanoggend, my liewe broer, my liewe suster, om jou te reinig. Jou liggaam en jou siel, jou verstand, jou hele menswees. En kom ek vra nou vir jou, dat waar jy die eerste keer toe jy video gekyk het jy na die baba gekyk. Kom ek vra vir jou weer na hierdie video te kyk, maar dan kyk jy na die hande van die vrou en die mond van die vrou. En jy ervaar dat God jou streel, dat God met liefde na jou kyk, hoe dat hy liefdeswoorde vir jou sê. Want geliefdes, ons almal is op soek na hierdie fantastiese genade van die Here. Ons is na alles al het ons oud geword, is ons net babas in die hande van God. En die Here weet wat in jou as jong mense vermoed aan die gang is. Die Here weet wat al reeds in jou as ouer mense of as selfs bejaardes se gemoed is. Kom ek vra jou, kyk na sy hande. Luister na die woorde wat hy vir jou prewel. En ontvang die vryspraak en die verlossing wat Jesus Christus jou deur sy bloed vanoggend kom bied. Kom bad jou in sy reinigingsbad. Kom ervaar dit. Kom beleef dit, jy het dit nodig. Ek en jy het dit nodig. Ons leef in gespanne tye, in seer tye, dis verwarrende tye. Laat God jou hanteer. Jy sal sien hoe dat hierdie baba eers gespanne met 2 handjies lê. Hoe dat hierdie baba ontspanne raak. En selfs aan die slaap raak. Want die aanraking van God en die woorde van God bied vir hom sekuriteit, bied vir hom lewe.
Heer ook gee, dat wanneer jy ooit weer in jou badkamer instap, dat jy dit op hierdie wyse sal doen. Dat jy ook die deur sal sluit, met jou man en jou kinders sal reël, dat jy vir 'n uur beskikbaar gaan wees. Dat jy selfs met jou vrou en jou kinders gaan reël, omdat jy die teenwoordigheid van die Here wil ingaan, omdat jy God wil gaan ervaar, omdat jy ontslaan, verlos wil raak van al die gemors wat saam met jou kom deur die jare. Geliefdes, dis die doel van die Here Jesus se koms, om ons te kom genees, om ons te kom heel maak, om ons met sy liefde te kom versorg. Dis sy bedoeling dat dit met jou en met my moet goed gaan. Dis sy bedoeling dat ons gesond is. Voel net bietjie sy aanraking. Voel sy strewing. Voel hoe hy terapeuties die spanning uit jou laat uitvloei. En kom rus in sy arms. Kom rus gemeente van Jesus Christus. Rus in sy genade. Uitklim. Kom droog jou af en begin 'n nuwe lewe. Want ek lees vir jou verder wat die Here met Israel gedoen het en wat hy met jou en met my wil doen. Ek lees weer van vers 9. Ek het jou gebad, die bloed van jou afgewas, en jou met olie ingesmeer. Ek het vir jou 'n veelkleurige rok aangetrek en skoene van gebreide vel. Ek het vir jou klere laat dra van linne en ander kosbare stof. Ek het jou getooi met juwele, vir jou armbande en halsstoere aangesit, 'n ring aan jou neus, hangertjie aan jou ore en 'n pragtige krans op jou kop. Jy kon jou tooi in goud en silwer, jou klere in linne, kosbare stof, veelkleurige materiaal. Jou kos was fyn meel, heuning en olie. Jy het baie mooi geword, geskik om 'n koningin te wees. En 'n koningin is die vrou van 'n koning. Israel, die vrou van God. Jy het onder die nasies beroemd geword om jou skoonheid. Dit was 'n volmaakte skoonheid, die gevolg van die pragt waarmee ek jou uitgerus het, sê die Here, my God. En geliefdes, om dit ook vanoggend te bevestig, is dit vir ons 'n voorreg as gemeente om vir Annelie en Gerrit Lignout daarvoor te roep. Hulle kan ook vir Milaan sommer saambring, soos wat julle gereël het. Geliefdes Gerrit en Annelie, aanbid nou al etlike jare saam met ons. Julle kan nie doen.
ons het ook hierdie week wonderlike gesprek gehad. So u kan weet, geliefdes, dat hulle hierdie dogtertjie van Milaan vanoggend doop bring, omdat hulle ook aanvaar dat die Here Jesus sy bad van verlossing, sy bad van genade aan haar op hierdie manier wil bevestig. Die Here wil ook vir haar sê, en vir julle twee, die woorde wat ons hier sê uit Levitikus 16 kry, die Here sê dit ook vir julle twee, ek het my met 'n eed aan haar verbind, en ek het met haar 'n verbond gesluit, 'n kontrak. En dan sê die Here, ek het haar myne gemaak. Geliefdes, daar's geen wonderlike troos vir 'n ouer om te weet dat jou kind aan God behoort. En as die Here dan ook sê, ek het jou gebid, dan wil jy weet watter goddelike genade, watter potensiaal daar in hierdie dogtertjie, ons koning se dogtertjie, ons koninkryk se dogtertjie, wat daar ook in haar skuil. En daarom is het vir ons wonderlik, Gerrit en Annelie, om te weet dat julle haar ook na die Here toe bring. En dat julle haar ook vir die Here gee. Want ergens het hy vir haar 'n pad en hy het vir haar 'n doel. En het is so wonderlik om te weet dat hy reeds hierdie pad met haar het. Ek gaan haar doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Milaan, Bligrout, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, hiervan verdien ons niks. U kan ons ook vanoggend beskryf as 'n baba wat verworpe is, as iemand wat nog in hulle bloed lê en spartel. U kan ons ook vanoggend nog beskryf as iemand wie se naamstring niemand wou kry nie. Iemand wat niemand se doeke aangesit het nie. U kan ons vanoggend ook beskryf as iemand wat nie vir ons sout of olie wil invryf nie. Niemand nie. Maar Here, U het verbygestap. En soos in Israel se lewe, so ook in ons lewe, het U by ons vasgesteek. En U het vir ons op ons naam kom roep. U het vir Gerrit gesê, volg jy my. U het vir Annelie gesê, volg jy my. En vanoggend kom beloof U, dat U ook sal vassteek by Milaan. En dat U juist vanoggend al beloof, dat ook U pad van genade, ook U reinigingspad, die verlossing deur Jesus Christus, ook reeds vir haar beloof word. Daarom wil ons kom bid. Here, maak van haar 'n koningin. En maak van ons U kinders, o Here, sodat ons voor ons koning kan leef. Sodat ons, o Here, alle jukke en alle laste en elke vooropgestelde idee of elke binding wat daar is, dat die Gees van die Here ons as gemeente daarvan sal vrymaak en dat ons as familie van die Here Jesus Christus voluit ons potensiaal sal bereik wat U vir ons daar gestel het. Dierbare Here, as ons by hierdie doopvond staan, dan weet ons 'n mens verdien niks. Maar U kom bied dit aan. Ons bid saam met Annelie en saam met Gerard en saam met die oumas en oupa.
Kom bid ons, Here, verlos asseblief ons kind, ons kleinkind. Ons bid verlos, Here, hierdie vir ons kind, want sy behoort aan U. Amen. Kom ons sit net so, dan sing ons saam, dit is my troos dat ek gedoop is. Dat ek gedoop is in U naam. Kom ons eer die Here met ons offergawes. Dit vanoggend speel is so pragtig. Ek is net spyt ons sing nie dit as ons slotlied nie, maar ons slotlied is op die melodie van Amazing Grace, genade onbeskryflik groot. Die woorde is 'n bietjie aangepas, maar ons gaan so lank dit begin sing terwyl die Here eer aan ons. Ek dink dit 'n hele paar verse. Maar kom ons sing hierdie nuwe bereiding genade onbeskryflik groot. Eers net sing. Geliefdes, jy weet wat God vanoggend deur hierdie video, maar ook deur sy woord en ook deur die doop met jou bereik het. Jy weet wat die Here in jou wakker gemaak het. Mag jy vanoggend huis toe stap met 'n gevoel van skoonheid,
van reinheid, van verlosheid, van bevryding, met 'n gevoel van vrede en diepe, tere liefde. En as jy dit nog nie vanoggend beleef het nie, gaan kyk of jy net die week daar in jou badkamer, of dit dan jou binnekamer kan word. En of jy dan juist daar die Here moet gaan ontmoet. Geliefdes, omdat God julle liefhet, sal hy by jou wees, hy sal by jou bly. Mag jy hierdie week leef en groei, mag jy sake doen, aan jou huwelik werk, jou gesin onderhou, jou pa en ma vereer, mag jy in dankbaarheid skool toe gaan, hard werk en jou bes te doen, omdat God by